February, Gods wet gegee om 'n seun te wees. Christus het die wet groot en heerlik gemaak. Dit het die Here behaag terwille van sy geregtigheid om die onderwysing groot en heerlik te maak. Jesaja 42 vers 21. Die wet waarvolgens God regeer, moes groot gemaak word deur die dood van sy enige gebore seun. Christus het die skuld van die wêreld se sondes gedra. Net die vleeswording en dood van die Seun van God maak ons geskik. Hy kon ly omdat hy deur goddelike krag onderskraag is. Hy kon verduur omdat hy sonder 'n sweem van ontrouheid of sonde was. Christus het namens die mens oorwin deur op hierdie wyse die regverdigheid van die straf te dra. Hy het vir die mensdom die ewige lewe gewaarborg deur die wet te verhoog en heerlik te maak. Elke siel staan onder verpligting om in die voetstappe van Christus, die groot voorbeeld vir die mensdom, te volg. Hy het gesê dat hy sy Vader se gebooie bewaar het. Die Fariseërs het gedink dat hy die eise van die wet van God verwater, maar sy stem het in hulle ore geklink toe hy sê: "Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titeltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie." Christus het gekom om die wet groot en heerlik te maak. Hy het gekom om die ou gebod wat julle van die begin af gehaat het, te verheerlik. Ons het die wet en die profete dus nodig. Ons het die Ou Testament nodig om ons pad langs na die Nuwe Testament te lei, wat die Ou Testament nie vervang nie, maar die verlossingsplan duideliker stel en aan die hele offerstelsel en die woord wat ons van die begin af gehad het, betekenis gee. Volmaakte gehoorsaamheid word vir elke siel voorgeskryf, en gehoorsaamheid aan die uitgesproke wil van God sal u een met Christus maak. Van hom staan geskrywe: "Kyk, ek kom, in die boekrol is dit my voorgeskrywe. Ek het lus, o my God, om u welbehae te doen, en u wet is binne in my ingewande."